Gek oor haar eie Afrika Ondier, episode 105. Lea sit Sondagoggend regop en agterste voor op die bed. Sy's lankal wakker, maar Sergio slaap die slaap van alle saliges. Gister se spanning het duidelik sy tol geëis, op almal waarskynlik. Daarom het hulle besluit om op hierdie Sondag 'n bietjie later te slaap, waarna die hele familie saam gaan ontbyt eet. Eers teen 11:00 by 'n ander lodge. Pa Martinez het vir hulle daar bespreek. Haya en Sylvie leen Sergio se duinebese. Hulle wil vir Arend die omgewing gaan wys en toe Arend hoor dat Mika nie môre nie, dis nou Sondag, werk nie, het hy gewonder of sy lus is om saam te ry. Mika het eers verraand na Sylvie en Haya gekyk en toe hulle ook instemmend knik, het sy die uitnodiging met dank aanvaar. Laat aand gisterand het Sergio gesê, liewe aarde Mika, ons sou nog deur die dag saam met jou gestap het om jou sak vir jou huis toe te dra. Toe word dit so 'n deurmekaar dag. Jammer, kan dit oorstaan vermoere. O, nee, nie nodig nie, dankie. Arend het reeds vroeër vir my gehelp om dit weg te neem, maar dankie. Hulle is nog steeds welkom om môre in te loer vir 'n koffie, wat waarskynlik nou ook op die ys is, met die dat sy saam met die ander 3 in die buggy gaan rondry. Sal dit nou nie gaaf wees, as daar iets tussen Arend en Mika ontwikkel nie, dink Lea by haarself. Nie een van hulle lyk soos die tipe wat maklik in verhoudings kan beland nie, en tog is hier 'n aantrekkingskrag. Nou sit Lea en kyk na Sergio se kontoure van sy agterkant, sy nekkie se lang lyf. Sy het 'n paar prente gegoogel vir tradisionele troudag Portugese mans. Party is totaal oorbodig en oordadig gebordeer. Die jasserige baadjie wat Sergio na Sylvie en Haya se troue gedra het, kon seker heel goed gewerk het as troudrag ook, swart op swart gebordeer. Maar Lea het 'n ander baadjie gesien wat so langerig en rond aan die agterkant is. Hulle praat van dit as die formele ballroom tipe baadjie en sy kan Sergio nogal daarin sien met 'n onderbaadjie wat min of meer gebordeer is soos haar rok met goud en rooi, 'n wit hemp en 'n swart of rooi das daarbey. En as sy na tradisionele fotos van Portugese troues kyk, dra die bruidegom soms 'n baie eenvoudige swart hoed met 'n plat kroon en ronde rand. Dit lyk amazing. As sy net vir Sergio kan oortuig om so een te dra, sonder dat sy die geheim van haar eie trourok hoef weg te gee. En toe roer die man in sy slaap. Hy draai eers op sy rug, en toe op die sy wat met sy gesig nou in haar rigting gedraai is. Met sy een hand voel hy rond. Seker probeer hy om haar raak te vat. Sy frons vra, waar is jy Lea? Sy oë gaan op skreefies oop, en toe maak hy hulle groter oop. Eers toe hy haar daarby om op die bed sien sit, ontspan die uitdrukking op sy gesig. Sy arms gaan oop, en sy val daarin plat teen sy borskas. My engel pop, prewel hy. Hoe lankal is jy wakker? Vreeslik lankal. Ek wou koffie maak, want ek is lus vir koffie, maar ek wil nie vir jou wakker gemaak het nie. Sy een arm gaan oop. Ek is ook nou wakker, en koffie sal baie lekker wees, dankie. Sy glip uit, en gaan skakel die gasplaat aan om die ketel op te sit, en toe kom sy terug bed toe. Sergio, ek is jammer dat daar gister onaangenaamheid was oor die rok wat jy vir my wou koop, dat ek jou aanbod om dit te koop of te laat maak van die hand gewys het. Dit was seker lelik van my, maar ek is regtig besig met iets. Dit is oor en verby my lief, kom ons praat nie weer daaroor nie. Hy maak homself sit teen die kussing en wag vir sy koffie. Lea sit sy beker in sy hand en haar eie op die bedkassie, waarna sy 'n eetkamerstoel nader trek. As jy my trourok wou koop, beteken dit seker dat ek 'n sê mag hê in die klere wat jy op daardie dag gaan dra. Hy draai sy kop effens skeef, neem 'n sluk van sy koffie en oorweeg haar woorde. Dit moet swaar wees om iemand so Sergio te wees. Die lewe is alweer ernstig en sy gesig wonder of sy hom nou met 'n strikvraag of antwoord gaan vang. Hy antwoord, ja, ek het al gedink oor iets om te dra.
'n swart pak of 'n bloue, 'n 3-stuk, 'n wit hemp, onderbaadjie, langbroek, baadjie boor, strikdas dalk. Nee, ek weet nie regtig nie, Lia. Miskien moet ek jou eerlikwaar vra om my daarmee te help. Absoluut, sal ek dit dan doen as jy my gaan vertrou. Ek vertrou jou met my lewe. En as jy 'n rok moet dra, Sergio, vra sy vroom. Wel, dit sal vir my vreemd wees, maar as dit is wat jy wil hê ek moet doen en dra, sal ek in my jockies en tekkies ook voor die kansel gaan staan, solank jy daar by my aansluit. En sal jy my genoeg vertrou, as ek jou klere wegsteek tot op die dag van ons troue, en jy dit eers op daardie dag vir die eerste keer mag sien en aantrek? Ja, ek kan net hoop dit pas, maar daar is een voorwaarde. Ek wil asseblief nie, soos die paus of een van sy biskoppe lyk nie, en as daar 'n langbroek by betrokke is, moet dit asseblief nie voor my enkel stop nie. Ek kry nooit broeke wat vir my lank genoeg is nie. Toe maar, daai pofbroek wat ek vir jou gaan kry is gewoonlik baie lank, sodat dit mooi kan bak staan oor jou rooi fluweel skoenpunte. Lia kan sien dat Sergio se kop aan die werk is. Hy probeer prentjies maak van die inligting wat sy nou vir hom gegee het. En hy probeer homself daarin sit en hy lyk bekommerd. Maar dan besluit hy, weet jy wat Lia, ek vertrou jou. Maak soos jy wil. Ek is 'n gewillige slaaf en doof stomme bruidegom aan jou sy. Trap net op my toon wanneer ek moet ja sê. En gebruik gerus my bankkaart. Ek wil betaal vir my eie klere, al is dit 'n Kersfees vaderpak. Nee, jy sal nie deeg vir 'n Kersfees vader nie, Sergio. Kersvaders het spierwit baarde en snorre. Jy lyk meer soos 'n oliesjek. En dit laat my nou dink, in so 'n lang wit gewaad en 'n vatdoek met 'n band om jou kop. Jo, dit kan mooi lyk. En as iemand jou dan sien, sal die olieprys waarskynlik deur die dak gaan. En as jy so op 'n veiling beland, by een of ander celebrity jou onder my alie uit, het ek al vir jou gesê, dat vir 'n Afrika ondier, jy onweerstaanbaar aantreklik is. Jy reken, spot hy. Ek weet, ek het mos oë in my kop gekry om mee te kyk. Pragtige oë, en van kyk gepraat, miskien wil ek tog sien wat jy in gedagte het vir die troue. Sug hy swaar. Toe maar Afrika ondier, ek sal nie 'n spektakel van jou maak op ons groot dag nie. Hy kyk lank en aandagtig na haar, en toe sê hy met vertroue wat hy iewers diep moes uitgeskop het. Lia, ek weet jy sal nie. Ek het gisterand vir Sylvie gevra, dat sy vir ons haar te doen lysie moet aanstuur, dan kan ek en jy saam beplan aan die geleentheid. Het jy al gedink waar ons dit moet hou? Vra Sergio. Wat van daardie klein kapelletjie waarin hy aan Sylvie getroud is? Daai plek was vir my nogal mooi. Ek het ook daaroor gedink, maar aangesien al ons gaste die naweek op Hurters Retreat gaan oorbly en wees, sal dit miskien 'n goeie idee wees om die eetkamer mooi te maak vir die doel. Kan jy jou voorstel, ons pikkel 'n uur om by die kerk te kom en dan moet ons weer terug by plaas toe as ons dit in Bonsai doen. Dit is 'n bietjie onprakties, of hoe? Ja, dit klink nogal reg vir my en ek hou van daardie eetkamer op Hurters Retreat. Dit is ruim en die eetkamerstoele kan heel statig lyk in sulke rye. Maar waar staan die dominee? Daar langs die ou buffet, beduie sy. Ek hou daarvan, dit kan werk. Dan is dit afgespreek. Lia glimlag vir hom, buig vooroor en soen hom op die mond en toe bieg sy. Weet jy wat, mooiste leeuman? Ek is besig om vreeslik opgewonde te raak oor ons groot dag. Hy sit sy leë beker op die bedkassie neer en trek haar 'n oomblik teen hom vas. Ek is al lankal opgewonde, my pragtige engelpop, my aanstaande vrou. Ek kan nie meer wag nie. En nou moet ons seker begin aantrek vir ons kuier saam met die familie. Ek voel nog steeds sleg oor die ontsteltenis van gister en daardie arme man wie se dogter op die ouend. Ja, gister was baie, baie sleg en vreemd,
sê hy met nadruk en staan op om aan te trek. Maak nie saak hoe almal later probeer om nie weer na gister te verwys of daaraan te dink nie. Alles herinner hulle aanhoudend aan die jong vrou wat haarself in die see verdrink het. Haar foto is op vensters en pale geplak en hartseer herinneringe aan haar. Hulle gesin was oorspronklik van Suid-Afrika. Hulle het hiernatoe gekom om 'n nuwe lewe te begin. Die mense het hulle met oop arms verwelkom, maar duidelik was hulle 20-jarige dogter nie gelukkig nie. Mens sal nooit weet wat haar dit laat doen het nie. Depressie is 'n diep, donker gat en as jy eers inval, kom jy moeilik daaruit. Hoekom juis gister, wonder Sylvia, Sergio se sussie hartseer. Sy wil seker byvoeg, hoekom moes ons gesin die trauma saam beleef, asof ons ook iemand kosbaar verloor het? Wel, mens sien nie altyd die volle prentjie nie. Miskien moes Sergio saam met haar pa op die skuit beland. Hoe weet ons hoeveel hy vir die man beteken het in daardie donker oomblikke, sê sy pa. Wel, sekerlik nie genoeg nie. Sergio kyk nie eens na die alkoholiese versnaperings op die spyskaart nie. Hy bestel tee saam met sy brunch. Die res van die gesin drink koffie. Die buffet tafel kreun onder al die lekker goed en toe hulle eers begin skep, word die atmosfeer geleidelik beter. Daar kan absoluut niks meer op Diego se bord pas nie. Daar is 'n omelet met sampioene in, 2 worsies, peri-peri hoenderlewertjies, pap met heelmielies en 'n tamatie chevo, waaroor hy sy linker klein toontjie sal gee, en 2 gebakte eiers, sonkant boontoe. Daar is ook spek en allerhande ander goedertjies. 'n Omelet kwalifiseer beslis nie as 'n eier nie, vertel hy vir hulle. Dit is iets anders. Toe sit hy 2 kaas en hamtertjies reg bo op die stapel, waarna hy mooi moet balanseer om die bord by die tafel te kry, sonder om daarvan af te laai. As mense soos Diego in die geselskap is die restaurant-eienaar bly, dat daar 'n Lea ook is wat saam eet, spot Sylvia, want op Lea se bord verdwaal 1 eier en 'n kaas en hamtertjie. Jy is nie 'n bargain nie, raas Diego met haar. Jy is geldmors as 'n mens gaan uit eet. Ek neem aan, julle doen dit nie baie nie, Sergio. As my vrou so gepik het, het ek alleen gaan eet en vir haar 'n doggy bag huis toe gevat. Ek is mal daaroor om my vrou uit te neem vir ete, lig Sergio hom uit die hoogte in. Ons bestel 1 voorgereg, 1 hoofgereg en 'n bakkie pudding. Met 2 messe, 2 varke en 2 lepels, en hulle hoef nie eens vir ons 'n ekstra bord te bring nie, want ons pik saam uit dieselfde bord. Gereeld, dis heerlik. Ja, gewoonlik, baie lekker, bevestig Lea, en hap die stukkie wors wat Sergio voor haar mond hou van sy vark af. Niemand het dit verwag nie, nie so gou nie en nie van Arend nie, en die een wat dit duidelik die minste wil en kan glo, is sy suster Sylvie. En Sylvie is ook die een wat die blyste is oor Arend se planne. Lea en Sergio se familie was so in die omgewing van 12 uur terug by die huis, na hulle laat ontbyt uitstap hê. Die blou duinebesie met Haya en geselskap was in daai stadium nog uit. Haya het gewaarsku dat hulle dalk eers teen sononder gaan terugwees. Daar is baie plekke wat hy en Sylvie vir Arend wil gaan wys, en hulle het net vandag om dit te doen, die Sondag. Maandag sal hulle moet reg staan om te klim en te vlieg, as Aleid dalk besluit dat hulle bietjie vroeër moet kom. Anders is dit Dinsdagoggend, maar hulle kan nêrens heen ry nie. Die man het 'n stywe skedule. Nou is dit ook so, die son wat laag hang in die weste toe die klomp vrolik teen die trappe opstap en Sylvie die nuus uitblaker. Arend het gesê hy gaan bly. Ek is so bly daaroor. Uiteindelik het ek ook weer familie wat naby genoeg aan my gaan wees. Waar gaan hy bly? In Bonsai of op Hurters Retreat? Vra Lea. Nee, heel moontlik hier in Tofu of Barra. Of waar hy ook al 'n pos gaan aanvaar, weer as gewone algemene praktisyn. Ons het van my vorige kollegas by 'n kuierplek raak geloop en toe noem een van hulle dat daar nog steeds 'n tekort aan dokters by die kliniek en die hospitaal is. In Afrika? Jy wil in Afrika kom werk?
Jy moet lekker wees, grom Diego op sy reguit manier. Wel, hoe meer ek van Afrika te sien kry, hoe interessanter raak die plek vir my. En as ek nie nodig gehad het om te werk nie, sou ek maklik net kon sit en kyk na alles wat hier om my aangaan. Maar van iewers af moet daar brood op die tafel verskyn, sê die man, wat gemaklik vir 6 maande kan vakansie hou, sonder om blykbare oog te knip. Maar ek hou van Mosambiek, sê hy. Of is dit van Mika wat hy eintlik hou, wonder Lia, want die man praat met almal, maar sy oë bly terugdraai na die donker kopvrou met die silwer streppies tussenin. Ek gaan net eers my vakansie geniet, of die meeste daarvan, totdat hulle my laat weet of ek 'n pos iewers gekry het. So 'n bietjie rondvlieg saam met Aleid. Ek het al voelers uitgesteek om saam met hom na die Masai Mara te vlieg en na Malawi, die lijk, die meer daar. Daar is 'n bootreis wat blykbaar 'n moed is om te onderneem. Sergio se wenkbroue trek effens voordat hy vir Arend sê, en jy weet dat die Franse ook beplan om 'n kliniek daar langs die leeuplaas op te rig, mediese dienste vir die klompie villages wat daar in die omtrek is. Paula was hulle eerste aansoek en sy is reeds aanvaar, maar die fasiliteit sal waarskynlik eers oor 6 maande tot 'n jaar aan die gang kom. So gedink, so wat van jou sis, wil jy daar kom werk? Vra Arend vir Sylvie. Nee, dankie, ek en Haya sal graag in Bonsai agterbly, daar is 'n laerskool. Joh, maar jy dink lank vooruit. Arend huiwer 'n oomblik en toe antwoord hy, wel dit is eintlik waar jy in my kop staan, soos wat ek nou voel, daar na die leeuplaas, naby Hurters, naby Bonsai, dan is ek naby my enigste familielid. En toe mymer hy met sy oë weer op Mika, maar 'n mens sal maar moet kyk waarheen dit alles gaan. Die uitdrukking op Mika se gesig gee nie te veel weg nie, maar dit is duidelik dat sy en Arend al so 'n bietjie hieroor gepraat het en dat sy verseker ook 'n aandeel het in die man se lewensingrypende besluit om hier te bly. Sy hou van hom en sy hoop duidelik ook op iets meer. Dit staan oor haar gesig geskryf. Maandag se geskenke koop is nie te veel nie, net iets klein vir elkeen, want daar is blykbaar 7 van hulle op die vliegtuig. Daar gaan nog iemand saam met Aleid hier aankom môreoggend om terug te vlieg Hurters toe en daarvandaan na Bonsai geneem moet word. En Dinsdag is hulle al 9 uur op die Barra lughawe. Lia, Sergio, Sylvie, Haya en Arend wat vanoggend swaar afskeid neem van Mika. Hy sê dit het net gebeur, 'n gevoel wat hy nie sien kom het nie. Die vrou maak sy hart week, vertel Arend vir hulle tydens die terugvlug. Veral as jy daaraan dink dat haar man Australië toe is en haar 2 tienerdogters saamgeneem het. As Portugese vrou uit Mosambiek het sy nie veel te sê gehad oor hulle nie. Sy en die man was blykbaar nooit getroud nie. Hy en sy ouers het voogskap oor die dogters gehad, al wat Mika en hy 10 jaar by mekaar. Die man en sy mense is weg uit Suid-Afrika en Mika moes in Bloemfontein agterbly, alleen en sonder heenkome. As jy daar nie Afrikaans praat nie, het jy blykbaar nie baie vriende nie, sê Arend. Die dat sy vir haarself 'n tent gekoop het en rondreisend begin werk het. Ek ken net een ander persoon wat so dapper is, sluit Arend sy vertelling af en sy oë rus op die klein donkerkop vroutjie daar saam met hulle op die vliegtuig. En dit is my sussie Sylvie, die dat ek onmiddellik soveel respek en soveel aanklank heens Mika gevoel het. Ek het vir haar gesê, sy moet eendag haar stories opteken in 'n boekvorm, maar ek dink my hart gaan breek wanneer ek dit lees, dit wat sy alles deurgemaak het. Nou gaan jy in Afrika oorbly of agterbly, vir my of oor Mika, vra Sylvie. Nee, in die eerste plek oor jou, my sussie, maar ek gaan beslis tyd maak om meer van Mika ook te sien. Sy fascineer my. Miskien moet sy vir 'n week of 2 by my op Hurters retreat kom kuier. Dit is nou as ek gaste mag ontvang in daardie woonstel. Maak nie saak wat die ekstra koste gaan wees nie, ek is heeltemal bereid om dit te betaal. En dan wil ek my toere so skeduleer, dat dit in haar aftye kan gebeur, en dat ek haar kan saamneem.
O, gits, Sergio, daar gaan jou mense se hulp by die lodge, spot Aya. Ja, ek dink nie dit gaan vreeslik pla nie, sê Sergio. Ek hoor by ma, dat Alice en haar boas alweer uitmekaar is. Sy sit blykbaar in spanning en wag om weer daar te gaan aflos. Sy en Mika sal seker maar kan beurte maak, wanneer Arend haar daar wil gaan wegleen, sê Sergio. Word vervolg.